Solidariteit help in hand en AfriForum se privaat vervolgingseenheid staan tans vir Sandra de Villiers by in die geregtelike doodsondersoek na die dood van haar boetie Jaco Stols in 2016 tydens die Life Esidimeni tragedie. Advokaat Phyllis Forster, aanklaer by die privaat vervolgingseenheid, is ingevolge in 'n waaksaamheidsopdrag aangestel om de Villiers namens Solidariteit help in hand tydens die GDO by te staan. Die nasionale vervolgingsgesag het die GDO versoek ten einde die volgende te bepaal: die identiteit van die oorledende, die oorsaak en die datum van die dood en of die dood veroorsaak is deur 'n handeling wat neerkom op 'n misdryf deur enige persoon. Advokaat Gerry Nel, hoof van AfriForum se privaat vervolgingseenheid, sê die antwoord op al hierdie vrae is in hierdie geval duidelik en dit is betreurenswaardig dat die NVG na 5 jaar steeds geen staatsamptenaar vervolg het vir die dood van die 144 psigiatriese pasiënte wat in haaglike omstandighede gesterf het nie. Die staat het in hierdie geval nie net versuim om van die mees kwesbaarste lede van die samelewing te beskerm en na om te sien nie, maar dit blyk dat staatsamptenare aktief 'n rol gespeel het in die pasiënte se dood, deur hulle te skuif na fasiliteite wat na bewering nie die nodige infrastruktuur gehad het om behoorlik na hulle te kon omsien nie. Die Gautengse Departement van Gesondheid het tydens 2016 ongeveer 1400 psigiatriese pasiënte van Life Esidimeni na verskeie nie-regeringsorganisasies geskuif ten einde om meer geld te spaar. Dit ten spyte van bewyse dat verskeie fasiliteite ongeskik was vir menslike verblyf, as ook waarskuwings van kenners dat die pasiënte nie geskuif moes word nie. Solidariteit help in hand sê Stols het verhonger in hierdie fasiliteit waarin hy geskuif is. Hy is eers op aandring van de Villiers gehospitaliseer toe hy 39 kg geweeg het en toe was dit reeds te laat om hom te red. Staatsamptenare het nie eers die nodige toestemming van Stols se naasbestaandes gekry om hom te kan skuif nie. En de Villiers was aanvanklik ook nie toegelaat om by hom by die nuwe fasiliteit te gaan kuier nie. Die Life Esidimeni tragedie is een van die ergste menseregte skendings wat ons nog teëgekom het. Daarom is Solidariteit help in hand reeds 4 van hierdie families in die bemiddelingsverhoor verteenwoordig en gaan ons ook nou vir de Villiers tydens die GDO bystaan. Dit is hoogtyd dat hierdie mense wat verantwoordelik was, verantwoordelik gehou word vir die 144 moorde. My hart bloei vir elkeen van hierdie slagoffers en hulle families. Hierdie is nie 144 nommers nie, hierdie is 144 name met adresse, mense met geliefdes, iemand se kind, broer, suster, ma, pa, ouma, oupa. Hulle is nie net in die steek gelaat nie, maar hulle is gelaat om te sterf. Dit is moord, dit is onaanvaarbaar, geregtigheid moet geskied. Jy kan ons ondersteun in hierdie saak. SMS die woord geregtigheid na 45763. Staan saam met ons, wees sterker, laat ons hierdie persone kan help. Dat ons die mense kan kry wat verantwoordelik was vir die dode. Hulle verantwoordelik hou vir hulle aksies. Hulle verantwoordelik hou vir die moord op 144 mense.